Reeks oor Exodus lees ons dan nou by hoofstuk 15 vandag. Hoofstuk 15, ons neem Exodus hoofstuk vir hoofstuk. Ons kom by 15, die lied van Moses. En dan volgende week, as die Here wil, die manna uit die hemel. Hoofstuk 16, 17, die week daarop, by die nagmaal, die water uit die rots. En so gaan ons pad deur Exodus loop. Ons kom dan nou by 15. Exodus hoofstuk 15. Ons lees by vers 1 en dan reg deur die hele hoofstuk. Uit die heilige, die onfeilbare woord van God. Toe het Moses en die Israeliete die volgende lied tot eer van die Here gesing. Ek wil tot eer van die Here sing, omdat hy hoog verhewe is. Perd en strydwa het hy in die see geslinger. Die Here is my krag en my beskerming. Hy het tot my redding gekom, hy is my God, hom roem ek, die God van my voorvaders, hom prys ek. Die Here is oorwinnaar in die stryd, sy naam is die Here. Die strydwaans van die Farao en ook sy leer het hy in die see geslinger. Die keur van Egiptiese offisiere is in die Rietsee gedompel. Watermassas het hulle oordek, soos 'n klip het hulle in die dieptes afgesak. U regterhand, Here, gedig in sy krag, u regterhand, Here, verpletter die vyand. U is hoog verhewe, u vernietig wie teen u opstaan, u laat u toorn woed, dit verteer hulle soos kaf. U wind het gewaai, die water dam op, strome staan regop soos 'n muur, watermassas stol in die hart van die see. Die vyand sê, ek sal hulle agtervolg en inhaal, ek sal die buit verdeel, ek sal my sin kry, ek sal my swaard trek, my hand sal hulle verslaan. U laat u wind waai, die see oordek hulle, hulle sink soos lood in die magtige waters. Wie van die gode is soos u, Here? Wie is soos u, so hoog geëer en heilig? In lofsange word u vereer, bewerker van wonderdade. U het u regterhand uitgesteek, die aarde het die vyand ingesluk. Deur u trou het u die volk gelei wat deur u verlos is. Hulle deur u krag gebring na u gewyde land toe. Die volke het dit gehoor en hulle het gesidder. Angs het die bewoners van Filistea beetgepak. Die stamhoofde van Edom was verskrik. Die magtiges van Moab vreesbevange. Al die bewoners van Kanaan was lam geskrik. Vrees en angs het hulle oorval. U magtige dade het hulle laat versteen. Toe u volk deurtrek, Here, toe die volk wat u eie gemaak het, deurtrek. U het hulle ingebring. U het hulle geplant op die berg wat aan u behoort. Here, u het 'n plek vir u troon voorberei. U hande, Here, het 'n gewyde plek gereed gemaak. Die Here regeer tot in ewigheid. Waarlik, toe die perde van die Farao met strydwaans en bemanning die see ingegaan het die Here die water van die see oor hulle laat terugvloei, maar die Israeliete het op droë grond daardeur gegaan. Miriam, die profetes, seun van Aaron, het 'n tamboerijn gevat en al die vroue het met tamboeryne agterna geloop en dans. Miriam het vir hulle voorgesing, sing tot eer van die Here, omdat hy hoog verhewe is. Perd en ruiter het hy in die see geslinger. Moses het die Israeliete laat wegtrek van die Rietsee af en hulle het na die Sur-woestyn gegaan en hulle het 3 dae lank die woestyn ingetrek, geen water gekry nie. Toe hulle by Mara aankom, kon hulle nie die water drink nie omdat dit bitter was. Daarom het hulle die plek Mara genoem. Die volk het by Moses gekla, wat moet ons drink? Moses het die Here aangeroep en die Here het vir hom 'n stuk hout gewys. En hy het dit toe in die water gegooi en die water het soet geword. Daar het die Here die volk op die proef gestel, daar het hy vir hulle 'n vaste reël neergelê. En hy het gesê, julle moet goed luister na wat ek die Here, julle God sê.
Julle moet doen wat reg is in my oë, gehoor gee aan my gebooie en alles doen wat ek vir julle voorskryf. Dan sal ek geen een van die siektes waarmee ek Egipte getref het oor julle bring nie, want dit is ek die Here wat julle gesond hou. En daarna het hulle by Elim aangekom met sy 12 fonteine en 70 palmbome en daar by die water kamp opgeslaan. Ons lees dan net tot sover saam, dit is Eksodus 15. Dis die lied van Moses en dan sien ons ook 'n lied van Miriam. Aansluitende daarbey. Ek dink hierdie hoofstuk funksioneer as 'n soort van 'n heilige keerpunt in die geskiedenis van Israel, God se volk. Die Rietsee is oop. Israel het veilig deurgegaan. Die Rietsee is toe. Farao se mag is gebreek. Heeltemal gebreek. Deur een enkele godswonder gebreek. Die vyand is verslaan. Die tyd van Israel se slawerny en ellende onder die Farao is verby. En tog, voordat hulle planne maak, voordat hulle vra, nou maar, waarheen nou? Voordat hulle rondkyk, sou jy kon sê, doen hulle iets anders. Hulle gaan staan en hulle sing. Die Bybel sê, toe het Moses en die kinders van Israel hierdie lied tot eer van die Here gesing, en ons weet dat net daarna het Miriam toe 'n tweede lied net met een enkele vers aangehef. Jy sien, wanneer God se verlossing 'n mens se hart raak, dan bly jou mond nie stil nie. Wanneer God se reddende genade, sy krag en sy hand, sou jy kon sê, saamwerk, dan word daar iets in jou gebore en daar kom 'n lied na vore. Dis wat hier gebeur het. Hulle sing nie omdat hulle dink die pad vorentoe gaan nou maklik wees nie. Maar hulle sing omdat God homself aan hulle bekend gemaak het, omdat God homself aan hulle geopenbaar het. En dis baie belangrik om dit raak te sien, vriende, want dit sê vir ons en dit wys vir ons dat ware aanbidding nie gebore word uit gevoelens of emosies of belewennisse of ervaring nie. Ware aanbidding word gebore uit openbaring. Bekendmaking, openbaring van skrifwaarheid rakende wie en wat die lewende God is. Gods fokus, deur en deur. Aanbidding is nie net die emosionele sing van woorde nie. Aanbidding hoef glad nie eers sang te wees nie. Aanbidding, ware Bybelse aanbidding, vriende, kom voort uit die intellektuele verstaan van Gods gefokusde openbaringskennis wat 'n mens uit die skrif ontvang het. Of jy dit nou sing en of jy dit bid en of jy dit dink en of jy dit praat, dit maak nie saak nie. Dit is ware aanbidding. Hoeveel mense in ons dag word tragies genoeg mislei deur te dink dat hulle waarlik God aanbid deur hulle self emosioneel in te lewe en die liedjies wat hulle sing met toe oë en hande in die lug en heen en weer te wieg terwyl hulle totaal meegevoer word. En hulle dink dit is aanbidding. Ek praat nie daarteen nie, vriende, maar 'n gevoelsmatige inlewing is nie noodwendig aanbidding nie, want daar is nie noodwendig intellektuele openbaringskennis van skrifwaarheid
oor wie en wat die God, die drie-enige God is, en wat God self geopenbaar het, sodat die aanbidder dit kan verstaan, en dit kan nasê nie. Kyk maar net 'n keertjie baie mooi na Exodus 15 se aanbiddingslied, eintlik die twee liedere dan nou, Moses en Miriam. Hierdie singende skare, en hulle was baie, hierdie singende skare is nie daar snoesig in 'n auditorium met aangename beligting en wiegsaam op die maat van 'n orkes. En hulle is nie gevul met die wonderlikste emosies nie. Nee, hulle staan daar ontheem in 'n wildernis. En hulle moes alles in Egipte agterlaat. En hulle is onderweg na 'n onbekende bestemming. Hulle toekoms is nie duidelik nie. En hulle is te voet. En hulle het net die nodigste by hulle. Maar hulle het sopas 'n godswonder gesien. Toe hulle op droë grond deur die Rietsee gestap het. En hulle het geweldige dinge aangaande God gesnap. Hulle het geweldige dinge aangaande die lewende God begin verstaan. En daarom volg die lied. Kan jy sien? En wat is die inhoud van hierdie lied? Met ander woorde, waaroor gaan dit? Wel, Moses en die massa sing. Maar as jy gaan kyk na, en dit is 'n baie lang gedeelte hierdie, hoofstuk 15, maar as jy baie mooi, en ons het natuurlik nie tyd vir môre om op elke vers te gaan nie, maar as jy mooi na daardie lied gaan kyk, dan sal jy sien, dit gaan van A tot by Z, net oor die lewende God. Wie hy is, wat hy doen, wat sy karakter is, wat sy attribute is, slegs hy. En dit is ook die rede waarom hierdie lied geesvervuld is, Heilige Gees vervuld is. Hoe weet ons dat dit Heilige Gees vervuld is? Dis omdat geesvervuldheid, vriende, word geëien aan die inhoud, nie die gevoel nie, nie die emosie nie, nie die atmosfeer nie, nie die menslikheid nie, die inhoud. Daarom is dit so fundamenteel belangrik wat 'n gemeente sing. In ons dag steeds. Wat sing jy? Want dit wat jy sing moet goeie teologie wees, want jy sing dit in mekaar se harte en koppe in. Jy kan nie maar net staan en rondwieg, Jesus, I love you, Jesus, I love you nie. Jy moet teologie, jy moet Godsopenbaring sing, wat uit die skrif kom, anders is jy nie besig met aanbidding nie. Die wonder is dat hierdie lied in Exodus 15 nie in Exodus 15 bly nie, dat dit nie in Exodus bly nie, maar dat dit eintlik soos 'n goue draad deur die hele Bybel loop. Dis te wonderlik vir woorde as 'n mens dit raak sien. Hoe gaan Exodus 15 eintlik deur die hele skrif? Dit spring byvoorbeeld na die Psalms. Ons lees in Psalm 106, die Here het die Skelfsee getref en dit het opgedroog. En toe hulle sy woorde geglo het, kan jy sien Openbaringskennis, toe hulle sy woorde geglo het, het hulle tot sy lof gesing, vers 9 tot 12. En Psalm 136 voeg by, hy het Israel deur die see laat trek, want sy goedertierenheid, is 'n Afrikaanse woord wat ons nie eintlik meer gebruik nie, dit beteken sy verbondsliefde is tot in ewigheid. Psalm 136 vers 14. En Jesaja bou daarop in Jesaja 12. En uiteindelik as jy in die einde van die Bybel kom, dan sien jy my aarde. Hier is Johannes die apostel in die boek Openbaring, in Openbaring 15, maklik om onthou, Exodus 15, Openbaring 15. En hy sê in vers 3, hulle sing toe, hy sien hierdie skare daar, en hy sê, hulle sing toe die lied van Moses,
die diensknegt van God en die lied van die lam. In Openbaring 15 sien Johannes die apostel 'n gesig van die triomferende kerk van alle eeue en hulle sing. Hierdie menigte is alle ware wedergebore mense wat in Christus Jesus die nuwe lewe ontvang het deur al die eeue, wat triomfeer het oor die Satan en oor sy helpers in die konteks van Openbaring. En dit is met ander woorde alle Christusgelowiges, sien Johannes, triomfeer oor die Satan en sy helpers. En hulle sing die lied van Moses, sê hy. Geneem uit Eksodus 15, waar die volk van Israel hierdie lied gesing het net nadat hulle droogvoets deur die Rooi See gegaan het en gesien het hoe die Farao se magte verdrink en hoe die lyke op die strand lê. Dit gaan met ander woorde oor die triomf van God oor die vyande van sy kerk deur Christus, die lam. En daarom is die lied van Moses terselfdertyd ook die lied van die lam. Met ander woorde, die destydse oorwinning van die Israeliete oor die Farao en die wonderwerk van die opgedroogde Rietsee, dit was al die tyd net 'n prentjiesbeeld van die uiteindelike oorwinning van Christus en sy kerk oor die draak en sy helpers, soos Openbaring het vir ons uitbeeld. Die uitgieting van God se wraak is God se triomf, net soos wat hy met die Egiptenare gedoen het in terme van die 10 plaae. As jy daar by Openbaring 15 en 16 kyk na daai wraakbakke, jy kyk na die inhoud, dan sien hoe stem dit ooreen met die 10 plaae. Met ander woorde, die lied by die see, Eksodus 15, word die lied by die troon van God. Openbaringe 15. Daai Rietsee wys vooruit na die kruis van Golgotha, vriende. Moses se lied kry sy volle betekenis in Jesus Christus, in sy oorwinning. Dis 'n lied wat op God gesentreer is. Ja, as 'n mens daarom iets hiervan kan besef. As jy besef jou lewe kan môre eindig. Of volgende week, of volgende maand, of volgende jaar, maar dit gaan eindig. En as jy dink dat jy in die ewigheid gaan instap, en dat al die, amper sê die petty goedjies waaroor ons so opgemaak het in hierdie lewe, gaan eintlik totaal, Jesaja 65 sê, ons gaan nie eers weer terugdink aan die goed wat was nie. Jy gaan dit nie, eens gaan in jou gedagte eers meer kom nie. Wat dan gaan gebeur is om vir ewig op God drie enig te fokus. Hierdie lied wys dit vir ons. Hy sentreer op God in die eerste plek. Vers 1 sê, hulle het tot eer van die Here gesing. Hulle sing nie oor hulself nie, hulle sing nie oor wat met hulle gebeur het nie, hulle sing nie oor die wonderwerk nie, hulle sing nie oor die slim planne en die dapperheid en die uitkomste wat hulle so dankbaar oor is nie, hulle sing oor hom. Hulle sê die Here is my lied en my krag, en hy het my tot heil geword, vers 2. Hulle sê nie die Here het vir my krag gegee nie, hulle sê die Here is my krag. Dis 'n groot verskil. Dawid sê in Psalm 27, die Here is my lig en my heil. Waarom sal ek bang wees vir wie? Die Here is die skuilplek van my lewe. Nie hy gee vir my skuiling nie. God gee nie net gawes nie, vriende, hy gee homself. Ware aanbidding begin wanneer God nie meer net die een is wat my help nie, maar die een is wat my alles is. Wat self alles is. So, 'n mens sien as jy deur hierdie gedeelte werk, dan sien jy in die eerste plek dat die lied op God gesentreer is, maar jy sien ook in die tweede plek dat die Here 'n krygsman is. Klink vir baie mense dalk vreemd, dat die Here 'n krygsman is. 'n Mens assosieer nie vir God daarmee nie, maar die Bybel sê dit, daar staan in vers 3, die Here is 'n krygsman. Die Here is sy naam. Die Bybel is nie skaam om te sê dat God veg nie. Verlossing is nie goedkoop nie, dit word met die oorwinning oor die vyand gekoop. Vyandskap is al reeds in die moederbelofte in Genesis 3 vers 15 beloof. Ek stel vyandskap tussen jou saad en haar saad en wat daarop volg. Hierdie lied sê God het die Farao en sy leer in die see gewerp. In die water het hulle toegemaak.
en hulle het in die dieptes gesink soos 'n klip, vers 5. God het dit gedoen. Maar hierdie oorlog wys vooruit na 'n baie groter oorlog. Die Nuwe Testament sê Kolossense 2 vir ons, Christus het die owerhede en die magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en oor hulle getriomfeer deur die kruis. Christus het oor baie meer getriomfeer as 'n farao en as 'n farao se leer, baie meer as dit. Hebreërs 2 sê Jesus het mens geword sodat hy deur sy dood die mag wat die Satan gehad het oor mense kon verbreek. Dis 'n stryd. Israel kyk en hulle sien, daar is die dooie Egiptenare, lê hulle daar op die strand. Hulle sien dit, maar die kerk van Jesus vandag kyk en ons sien op die seestrand 'n leë graf en 'n oorwonne hel. Dis wat ons sien. Paulus sê, die dood is verslind in die oorwinning. Hy's opgeëet in die oorwinning. Maar God die dank wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. 1 Korintiërs 15. Met ander woorde, dit wat ons sien as ons na die seestrand kyk, is nie 'n klomp dooie Egiptenare nie. Dis 'n voldonge feit. God se grootste oorwinnings gebeur, vriende, waar ons self nie meer 'n pad kan sien nie en net die pad wat hy baan sien en net dit is in elk geval suksesvol. Wat sal ons bekommerd wees oor ander paaie? Maar in die derde plek, ons het nou gesien in die eerste plek, ons gaan net kortliks daardeur, het ons gesien die lied is op God gesentreer, tweedens die Here is 'n krygsman, derdens sien ons die regterhand wat red. Vers 6, u regterhand, o Here, is verheerlik deur u krag. U regterhand, o Here, verpletter die vyand. Die regterhand van God praat van God se aktiewe reddende mag. Dis die hele Bybel. Psalm 118 sê, die regterhand van die Here doen magtige dade. Jesaja 41 sê, moenie bang wees nie, ek is met jou, ek ondersteun jou met my regterhand. En in die Nuwe Testament natuurlik word Jesus Christus self verbind aan hierdie regterhand. Ons lees in Handelinge hoofstuk 2 vers 33, Jesus Christus is verhoog aan die waar, aan die regterhand van God. In Romeine 8:34 sê, hy sit aan die regterhand van God en tree vir ons in. Jy sien die verbintenis tussen die Ou en Nuwe Testament wat die regterhand van God betref. Daarom is hierdie lied van Moses word die evangelie van Jesus Christus. Vierdens, wie is soos u, Here? Ag, ek wens ek kan die hele oggend daaroor praat. Maar ek kan nie. Vers 11. Wie is soos u? Ek het een keer gehoor van 'n vrou, dit was 'n vrou, wat bid vir 'n halfuur. Sy staan op haar knieë. Mens moet altyd so bid as jy enigstens kan. As jy nie kan nie, dan hoef jy nie. Maar as jy kan, moet jy kniel. Dit is 'n baie wonderlike posisie om in te verkeer, om te kniel. Want as jy omgestamp word, kan jy nie ver val nie. En sy sê vir 30 minute net, Jesus, 30 minute lank. Wie is soos u? Wie is soos u, sê vers 11. Verheerlik in heiligheid. En die antwoord is retories. Daar is niemand soos hy nie. En dis die hart van aanbidding, jy sien as 'n mens dit sien. Nie net wat kan u vir my doen nie, maar wie is u? Jy sien daardie dame se gebed het oorgegaan van om te vra, dis nie verkeerd nie, na aanbidding van wie hy is. Micha 7 roep, wie is 'n God soos u, wat die ongeregtigheid vergewe. Openbaring 15:4 sê, u alleen is heilig.
Jy sien, hoe groter God se heiligheid, hoe dieper raak sy genade, hoe hoër sy majesteit, hoe wonderliker word sy ontferming. In die 5de plek, dis die God wat nie net verlos nie, maar dis die God wat lei, L-E-I, wat lei. Vers 13 sê, U lei hierdie volk, wat U verlos het, in U goedertierenheid. U bring hulle, deur U krag, na U heilige woning. Jy sien, God het nie net sy volk uit Egipte uitgehaal nie, maar hy neem hulle Kanaan toe. U sal my lei deur U raad, sê Psalm 73. Daarom sê Jesus vir ons in Johannes 10, ek is die goeie herder. En nou weet ons baie goed in die ou tyd, hoe dat die herder voor die kudde uitgeloop het. En Filippense 1 sê, hy wat 'n goeie werk in julle begin het, sal dit, en hier is die proses, gaan dit ook uiteindelik voltooi, gaan dit klaar maak. Met ander woorde, God red, maar hy red nie halfpad nie, hy maak klaar wat hy begin het. Hy neem jou en lei jou, indien jy sy kind geword het. Baie van die dinge wat in ons lewens gebeur is niks anders nie as die Here wat besig is om ons te lei. En baie van die goed beleef ons negatief. Byvoorbeeld gebede wat nie verhoor word nie. Intussen is die Here nie besig om jou in die steek te laat nie, maar is die Here besig om jou op te lei. Om jou op kursus te vat. Maar hy sal klaarmaak wat hy begin het. Hy sal. Die groot geheim van 'n oorwinnende gebedslewe, broers en susters, is om aan te hou. Daar's baie keer wat ons bid, wat ons sê, my gedagtes is nou so deur mekaar, ek kan net sowel hierdie bitterheid nou los en dit en dat doen. As baie keer wat ons voel soos kurk, ons voel droog en uitgedroog. Maar die Satan kom met allerlei idees. Dis sulke tyd wat ons moet koers hou en sê nee vir hierdie emosies, nee vir hierdie stemme, ja vir God se openbaring, want God se openbaring sê, ek kan voel soos ek wil, hy is getrou. Amen. Ek kan voel soos ek wil, hy is getrou. En ek hou daaraan vas en ek bid voort. Die 6de plek noem ek vir u 'n getuienis aan die nasies. Hy sê in vers 14 tot 16, die volke het gehoor en skrik het op hulle geval. Jare later sê Rahab, daar by Jerigo, sê sy vir die verspieders, ons het gehoor wat die Here julle God gedoen het toe hy die see laat opdroog het. Met ander woorde, dit het nie iewers in 'n hoekie gebeur nie. Dit het die koerantberigte gehaal. Die Jerigo'se mense het in ons idioom dit aanlyn gelees, of hulle die koerantberigte gesien en gesidder. Wat God by die Rietsee gedoen het, het nie iewers in 'n hoekie gebeur nie, dit was wêreldnuus, soos wat dit vandag ook sou gewees het. Net soos wat Jesus Christus se dood en opstanding ook nie iewers in 'n hoekie gebeur het nie, sê Handelinge 26:26. Paulus sê daar vir, ek meen dit was Agrippa, u weet tog al hierdie goed wat gebeur het in Jerusalem. U weet dit tog. Vir wie het hy dit nou weer gesê? Ek dink dit was Agrippa. Hy sê, want dit het nie iewers in 'n hoekie gebeur nie. Moenie nou vir u kom dom hou nie. Daarom sê Jesus, laat julle lig so skyn voor die mense,
dat hulle julle goeie werke kan sien en God verheerlik. God se verlossing is nooit net privaat nie, dit is altyd sending, soos wat God self die eerste sendende was en sy seun gestuur het. Jesus was die eerste sendeling. In die 7de plek, die Here sal vir ewig regeer. Vers 18, die Here sal regeer vir ewig en altyd. Psalm 103 sê die Here het sy troon in die hemel gevestig en sy koninkryk heers oor alles. Hy is die koning, hy sal uiteindelik die koning oor die hele aarde wees, sê Sagaria. Die Here sal regeer vir ewig. Daardie lied wat daar by die see gesing is, was net 'n voorspel van die halleluja's in die hemel, wat nooit ophou nie. En in die 8ste plek beweeg hulle van die lied af na Mara toe. Net 3 dae nadat hulle die lied gesing het, is daar geen water nie. Toe hulle by Mara kom, kon hulle die water nie drink nie, sê vers 23, want die water was bitter en Mara beteken bitter. Met ander woorde, die lied is nog op hulle lippe, maar die murmurering is klaar in hulle harte. Hulle kry onmiddellik teenstand. Het jy al agtergekom dat wanneer jy by die erediens uitloop en dit was 'n geseënde erediens en jy voel asof die Here vir jy iets kom doen het jy al agtergekom hoe gaan dit Sondagmiddag of Sondagaand, dit al nie is Maandag nie, is dit asof die hel los is. Dis asof die duiwel alles kom betwis wat God vir jou gegee het. Elke millimeter wat God vir jou gegee het, betwis hy. Nee, hierdie sentimeter. Nee, hierdie sentimeter behoort aan my. En so voel jy en is dit. Dis die waarheid, die Bybel sê dit. Maar God wys vir Moses 'n stuk hout. En hy sê Moses gooi dit in die water en die water het soet geword, sê vers 25. Die hout word in die bitter ingegooi en die bitter word soet. Daardie hout wys profeties vooruit na die kruis van Jesus Christus. In die Nuwe Testament kom Petrus en sê in 1 Petrus 2 vers 24, hy sê Jesus het self ons sondes in sy liggaam aan die hout gedra. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Daarom sê God in die Ou Testament, in hierdie hoofstuk vers 26 sê hy, ek is jou heelmaker. Jahwe Rofe, ek is die Here wat gesond maak. Die grootste genesing is nie altyd in die liggaam nie. Dis in die hart. Broers en susters, vir die bitter van sonde en skuld en verlorenheid en dood en hel kan net die kruishout bevry en soetheid bring. En dit gebeur onmiddellik wanneer jou oë daarvoor oopgemaak word. Baie mense dink verlossing is die proses van 'n leeftyd. Nee, die oomblik wanneer jou oë oopgemaak word, dan word die bitter soet deur die hout van die kruis. In die 9de plek, die oase. Ja, daar's ook 'n oase wat op die Mara volg. Elim. Met sy 12 waterfonteine en sy 70 palmbome, wat iets herinner vir ons aan Openbaringe, hoofstuk 21, se nuwe Jerusalem. Na die bitter kom die rus. Psalm 23 sê Dawid, hy lei my na waters van wat? Van rus. Jesus sê, almal wat belas is, kom na my toe, ek sal vir julle rus gee. Jy sien, maar Elim is nog nie Kanaan nie. Dis net 'n voorsmaakie van Kanaan. Maar daar is 'n rus vir die volk van die Here, sê Hebreërs 4 vers 9. En dan kom 'n rus in die ewige Kanaan, wanneer die kinders van die Here nie meer honger en dors sal hê nie, omdat die lam, sê Openbaring 7, hulle sal lei na die lewende waterfonteine. Kan jy sien hoe
hoe weerkaats Elim alreeds die nuwe stad van Openbaring. Kan jy sien, hy praat ook hier van waterfonteine. Maar dit kom alreeds by Elim vandaan. So is daar die lyne wat deur die skrif loop. Genesis, Exodus 15, vriende, wys vir ons die hele evangelie. Dit wys vir ons die bloed, dit wys vir ons die see, dit wys vir ons die lied, dit wys vir ons die pad, dit wys vir ons die bitter, dit wys vir ons die kruis, dit wys vir ons die rus, dit wys vir ons die troon. Die hele evangelie is in Exodus 15. Ja, dit is natuurlik. Exodus 15 is natuurlik, is dit histories, dis 'n oorwinningslied na die verlossing uit Egipte natuurlik, maar die Nuwe Testament kom leer tog vir ons dat hierdie gebeurtenis heenwys na Jesus Christus. Byvoorbeeld in 1 Korintiërs 10, waarna ons verlede week gekyk het. Dit wys vir ons die bloed. Want Exodus 12 se Pasga lê net agter Exodus 15. Die bloed aan die deurposte. Dit wys vooruit na die bloed van Christus, wat ons red van sonde en dood en hel. Sonder bloed is daar nie verlossing nie. Hebreërs 9 sê, sonder bloedvergieting is daar nie vergifnis van sonde nie. Maar hierdie gedeelte wys vir ons hierdie hele ry, hierdie hele patroon, sou jy dit kon noem. Die bloed eerstens en dan die see, die Rooi See of die Rietsee is die skeidingspunt tussen slawerny en vryheid. Dis die deurgang na die nuwe lewe. Israel gaan deur die see, Egipte sterwe in die see en simboliseer eintlik 'n breek met die ou lewe. Die ou lewe is gebreek. Die dwingelandy van die Farao is beëindig. Sonde se mag is afgesny. So hy wys vir ons die bloed, hy wys vir ons die see, hy wys vir ons die lied. Na die verlossing kom die aanbidding, want die evangelie lei altyd na lof. Die verlossing is nie stil nie, is nie swygsaam nie, dit sing. Hy het 'n nuwe lied in my mond gesit, sê Psalm 40. En vyfdens wys dit vir ons die pad. Na die lied begin die reis. Met ander woorde, verlossing is nie die einde nie, dis die begin. God lei sy volk daagliks. Dit wys op die proses van disippelskap, 'n wandel saam met die Here. Die evangelie red jou vir 'n lewe. Hy red jou nie net van iets nie, hy red jou vir iets, tot iets. Dis 'n reis. Hy wys ook vir ons die bitter. Net 3 dae na die oorwinning is daar teleurstelling. Dis die teleurstelling sommer gou. Dit wys vir ons die werklikheid van 'n kind van die Here se geloofslewe, vriende. Die werklikheid van die geloofslewe is daar maras is. Want jy is nog nie in daai finale rus nie. Net in beginsel. En daai bitterheid kom en daai bitterheid toets jou vertroue, is dit nie? Maar 7de, daar's ook die kruis. God wys die stuk hout wat die water soet maak, wat bitter is word genees deur God se ingrype. Die kruis verander nie altyd jou omstandighede nie, maar die kruis verander die uitwerking van jou omstandighede. En dit moet 'n mens verstaan. Baie mense dink dat die kruis van Jesus Christus, om dit so te gebruik en te sê, dit verander jou omstandighede ensovoorts. Dit mag dalk, maar meerendeels verander dit die uitwerking van jou omstandighede. En dan is daar ook die rus, Elim, die oorvloed, die herstel, die oase. God lei jou nie net deur droogtes nie, hy lei jou ook na rus toe. So seker as wat ek op hierdie kansel staan, is dit waar. En laastens die troon. Vers 18 sê, die Here sal regeer vir altyd. Die lied eindig nie by die volk Israel nie. Dit eindig by God se heerskappy.
Daar eindig dit. Die evangelie boodskap eindig ook so. Jesus is koning. Verlossing lei tot die aanbidding van die een op die troon. Dit is mos so. Mag die Heilige Gees hierdie lied weer in die mond van die ware kerk van die Here Jesus kom plaas. Ag, partykeer dan word die wonderlike, lieflike Ou Testament afgeskeep in ons kerke, in ons eredienste, ons prediking, tot ons eie groot nadeel. Want as ons dit nie het nie, dan sukkel ons om te verstaan. As jy byvoorbeeld hierdie lied wat ons vanmôre behandel het, ek weet ons het maar net bo langs gegaan, maar as jy iets daarvan kan sien, dan is dit asof jy die Nuwe Testament net beter verstaan. Jy het net 'n beter sig. En daarom bid ek en vra of die Here nie hierdie lied weer in die mond van die kerk sal kom plaas nie. En dat die kerk weer vir God sal begin ken as krygsman, heelmaker, koning, herder. En dat ons saam met die verlostes kan sê, al is ons nog op die aarde, ons is nog op die aarde, maar dat ons in 'n sekere sin kan hande vat met die wat alreeds in oorwinning is, en dat ons saam met hulle kan sê, in die woorde van vers 3 van Openbaring 15, groot en wonderbaar is u werke, Here God Almagtige. Waaragtig is u weë, o koning van die nasies. Dink net as 'n kerk so 'n visie het, en die oë is heeltemal weggedraai van al die dinge waarop ons partykeer so vasgenaal is. Dink net hoe anders gaan dit wees. Kom ons bid nou saam en dan dank ons die Here vir sy woord aan ons vandag. Here, dankie dat ons mag weet dat die lied van Moses ook ons lied geword het. Deur die oorwinning van die lam, Jesus. Ons loof u dat die mag van die duiwel, die dood en die sonde verbreek is. Net soos wat daai Farao se strijdwaans in die see ingesink het. Daar is 'n prentjie daarvan. Ons weet dat die pad van die lewe soms lei na die bitter waters. Wanneer ons moedeloos word en wil murmureer oor die bitterheid van siektes en verlies en beproewing en aanvegting en vervolging, bid ons dat ons weer die hout sal sien, die kruis van ons Here Jesus, sy wonde wat ons genesing is. En Here, lei ons tot op die dag wanneer ons by die ewige Elim sal aankom, waar die lam ons sal lei na lewende waterfonteine, waar u al die trane ook afdroog. Aan die koning van die eeue, die onverganklike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.